Voordat ons die voer fisies gaan voorberei, is dit belangrik om te verstaan wat is die doel van hierdie voerplek of bed wat ek voorberei. Om dit te kan bepaal, moet ek weet vir hoe lank ek gaan en wat is my beplanning rondom die hoeveelheid voer wat ek oor hierdie tydperk in die water gaan sit. Soveel hengelaars sal op 'n Vrydagmiddag met die dam arriveer, al die voer wat hulle voorberei het in die water gaan afgooi en dan na daai spesifieke kol of voerplek toe te hengel tot Sondag. Beslis nie die regte manier om te doen nie. Voer moet oordeelkundig aangewend word oor die bestek van die kompetisie van die begin tot kort voor die einde. Daar is 2 maniere om jou voer voor te berei. Die eerste is om die droë bestanddele fisies te gaan aankoop in hulle oorspronklike formaat, dit by die huis te kook en saam te vat water toe en dit daar dan deur middel van die voer of die droë voer te bind en in die water in te kry, of ten tweede, dit wat reeds by die vervaardig is en klaar voorberei is wat dan net fisies gebind moet word met die droë voer. En dan die laaste manier is om die voerballe of boilies met behulp van die verskillende apparate in die water te kry. Ek gaan vinnig vir julle demonstreer om die reeds vervaardigde produk voor te berei om voerballe te maak. Die eerste wat ek doen is ek gooi die preservering af. Al die waterpreservering gooi ek af. Hier kan jy selfs tot so lank as 'n halfuur neem, sodat die produk baie droog en afgewater raak. Sodra ek dit gedoen het, is dit baie eenvoudig. Ek gooi hierdie droë bestanddele dan in die voer. Ek gooi die droë voer by, in hierdie geval die peanut popcorn, omdat ek in my droë bestanddele in die peanut het nie. En ek meng dit goed deur. Die hele kilogram op die 2 liter gooi, gaan dit net soveel makliker maak om te bind. Onthou net, terwyl ons hier besig is om te meng, hierdie partikels wat ons nou op die voerplek gaan afgooi, is juis dit wat ons dan moet gebruik vir hoekase. So as ek tiger nuts in my voer het, gaan ek tiger nuts op die hoeke sit. As ek kaboenpitte deel van my voerplan het, gaan ek definitief kaboenpitte dan ook gebruik om op my riek te sit, om sodoende dan probeer die vis te vang. Oppas vir te veel water, onthou die droë voer dien net as bindmiddel. En dan belangrik hierdie balle, as ek ver hengel, kan ek hulle nie te groot maak nie, want dit is logies, ek moet hulle tot daar kan gooi, en as ek nader ek hengel, hoe groter kan ek hulle maak. Hier tussen 30 tot 80 meter is 'n 50 tot 'n 70 mm bal perfek, maar verder is 80 meter moet ek hulle begin aanpas tot so klein, as ek regtig ver hengel, so klein as 30 mm in deursnee. En daar kan julle sien hoe vinnig gebeur dit. Klein bietjie gedruk, en dis 'n voerbal wat 'n ou maklik tussen 90 en 130 meter kan gooi. So gaan ek nou maar staan en almal druk. Wie het gesê visvang is maklik? Dis baie moeite, maar hierdie balle kan ek jou verseker, as jy hulle geredelik elke 3 keer op 'n dag en so elke 2 ure net so 'n paar balle sit om die vis se nuuskierigheid te prikkel, kan ek jou verseker, die groote staan in ry om gevang te word. En ons gaan nou hiervandaan af vir julle demonstreer hoe om hierdie voerballe dan in die water by die maker flou te kry, maar voor ons dit gaan doen, gaan ek vir Hein nooi om vir ons te kom wys, want dit help nie, ek berei my bed voor, en wanneer ek my aas op die merker plaas, is ek nie behoorlik voorberei om 'n vis te vang nie, so ek gaan vir Hein nooi om vir ons te kon demonstreer op die 2 metodes, spesifiek spesiegerig, jou aas voor te berei, saam met jou hoeklink, om dan die vis te kry om op jou voerplek die aas op te tel en nie net die voer te eet nie.